give all of me for all you are. I don't want to move all in unless you. Hallo. Hallo. Sal die mense wat buite verkeer vir ons na binne beweeg asseblief, insluitend my klankman. Ek dink hy het gaan kyk of Elias okay is. Is hy buite? Haai, en hier wil ek nou so dink hy's noble en nice en in die meantime not so much. Well, shame is reg, hulle hou nog verjaarsdag. Julle, dink julle het my gehoor? Ja, waar is ons koek? Joe het vir ons koek gebring, hulle moes ook vir ons koek gebring het. Ons gaan vir hulle sê hulle moet dan volgende week vir ons bring, dan sluit ons die vas af. Sjoen, dis in die kantoor, gaan kry vir jou. Hy lief. Is jy nou sommer op diens? Okay dan. Wat? Okay, maar is alright. Is hy alright? Nee, ek het vanmiddag, want hy het so 'n bietjie verkouerig, toe ek vir hom sê, okay, as jy nie lekker voel nie, dan kan jy slaap, dan sal ons dit uitsorteer vanaand. Toe sê hy vir my, nee, ek gaan daar wees, want ek wil die sokker kyk. Ek sê, okay, dis reg, jy kan maar, want dan kom sit hy hier vir die wifi. En toe ons hier kom, toe ons soos, waar is Elias? Dis kom ek toe vir hom sê, kom ons maak net seker hy is alright, maar ja, hy's daarom alright, so dis die belangrikste, maar ek dink hy het my toe opgevat op die offer en besluit om in sy kamer sokker te kyk en nie hier nie. My kind, okay, so kom ons open met gebed. Baie welkom by ons eerste aanddiens. Daar het ek het heeltemal verkeerde kant om gedoen, maar dis ook okay. Kom ons sluit die oë en begin ons. My koning, dankie dat ons vanaand by U kan wees en dankie dat ons in U woord in kan klim en dankie, Here, net vir U absolute getrouheid. Here, elke liewe keer as ons hierdie doen, elke keer as ek in die goed inklim en ek sien waarmee ons besig is in die gemeente, ek sien wat U besig is om te doen in die gemeente en ek lees dit, dan dink ek net, Jene, U weet darm al hoe om goed te beplan en hoe om regtig net op die regte tyd die regte goed vir ons te bring. Here, so dankie vir die getrouheid, dankie vir die grootheid en die goedheid en Here, net vir die absolute liefde vir ons en dat ons net in daai liefde kan inklim, dat ons in dit kan wegsink en Here, dat ons U net al hoe meer kan ontdek. Here, ek wil bid dat ons vanaand ook sal hoor wat U wil sê, Here, dat ons dit sal geniet, dat ons 'n passie vir die woord sal kry, dat ons 'n honger en 'n begeerte vir die woord sal kry. En Here, dat selfs al is dit net een dingetjie wat ons ontdek, Here, dat daai een dingetjie weer net so vlammetjie in ons sal wakker maak. Dankie daarvoor, dankie dat ek die aand by U voete kan neerlê, dankie dat ek weet U is by ons, dankie dat ek weet U beskerm ons en dankie net vir die voorreg om 'n Bybel te kan hê waarin ons kan inklim om U te leer ken. Ons loof U daarvoor en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay. Ek gaan vir ons direk begin. Ons het verlede jaar het ons geëindig by Genesis 17 en ons het toe begin met Genesis 18, met die begin van Genesis 18. So dis regtig nou al, ons is nou al meer as 'n jaar besig met aanddienste, nê? En ons is nog steeds in Genesis en wat ons gedink het, ons gaan net woeps waps lees en daar gat ons, was die Here nou regtig getrou om elke liewe keer net vir ons meer en meer te wys en vir ons oop te breek. So dis eintlik so lekker. So ons het toe nou verlede jaar geëindig met al die gebeure rondom die besnydenis. Ek het toe nog, ek dink met oom Willem gespot, want ek kan nie onthou watter ouderdom was Abraham nou weer besny, wat ons gesê het op amper 100 jaar. Amper 100 jaar. Ja, toe hy eers was hier, want onthou dit was kort voordat hy eers Isak gekry het, so dit was hier redelik laat, hy was nie 'n spring chicken gewees toe hy besny is nie, toe het ek nog met oom Willem gespot en vir hom gesê, imagine as oom nou moet gaan vir 'n besnydenis. Also ons het lekker geleer van dit en wat dit verteenwoordig het en toe nou geëindig by die 3 mans wat Abraham besoek het.
En wat hulle toe nou ook daar onder die boomboom geëet het en wat Abraham hulle ontvang het en waar die hele gebeure afgespeel het waar God gesê het, maar hierdie tyd volgende jaar as ek weer hier verbykom sal julle julle seun kry en wat Sarah toe nou gelag het en hier by haarself in die tent gedink het nee maar ek kan nie, ek is te oud en wat die 3 manne wat dan nou Jesus of die Here ingesluit het, wat hulle toe nou actually haar afgehoor het, hulle het afgeluister, hulle het gehoor sy lag, en haar toe nou actually gekonfronteer het en sê, maar hoekom lag jy, want niks is vir God onmoontlik nie. So dis waar ons geëindig het, dit is toe hy direk met haar gepraat het, so hy het half hier buite die deur van die tent met Abraham gepraat, maar hy het geweet, Sarah staan aan die binnekant en luister, en toe sy nou gelag het, toe hy uitgekom en sy sê, nee, maar ek het nie gelag nie, toe sy soos, maar ja, jy het gelag. So dit is eintlik so semi van ons sien ook amper half 'n sin vir humor in die manier hoe die Here gewerk het. En waar ons dink, o nee, die Here weet nie wat ons dink nie, die Here weet nie wat ons doen nie. En dan kom hy en sê soos, ja, eintlik weet ek alles, né? Eintlik sien ek alles. So jy's in vir 'n ding, maar dis nou waar ons geëindig het en dan gaan ons nou vanaand optel by vers 16. So dis Genesis 18 vers 16. En nou moet ek net my Genesis hierso kry. Jo, dit is baie lank, Sion. Is dit 'n slang? OK. Jo, hy is baie lank. OK, Genesis 18 vers 16. Amper gaan ek na 16 vers 18 toe. Toe sê ek soos, maar daar is nie vers 18 nie. OK, Genesis 18 vers 16. OK. Die manne het daar opgestaan en afgekyk in die rigting van Sodom, dis nou die 3 manne wat Abraham besoek het en wat Abraham ontvang het en vir wie hy kos gegee het en die hele gesprek wat gebeur het. Abraham het saam met hulle gestap om hulle weg te sien. Die Here het gesê, sal ek vir Abraham geheim hou wat ek gaan doen, terwyl Abraham beslis 'n groot en magtige nasie gaan word en al die nasies van die aarde deur hom geseën sal wees. Want ek het hom gekies sodat hy opdragte kan gee aan sy kinders en sy huishouding na hom en hulle dan by die pad van die Here kan hou deur te doen wat reg en billik is, sodat die Here met Abraham kan laat gebeur wat hy aan hom beloof het. Die Here sê toe die hulpgeroep oor Sodom en Gomorra is werklik groot en hulle sonde is werklik uitermate swaar. Ek wil afgaan en kyk of wat hulle gedoen het volledig ooreenstem met die noodkreet oor die stad wat tot my gekom het en indien nie, dan wil ek dit weet. Die manne het daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog voor die Here bly staan. Abraham gaan toe nader en vra, gaan u werklik regverdiges saam met goddeloses verdelg? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad, sal u nogtans die stad verdelg en nie die plek vergewe ter wille van die 50 regverdiges wat daarin is nie. U sal tog nooit so iets doen nie, om regverdiges saam met goddeloses te laat sterf, asof regverdiges soos goddeloses is. U sal tog nooit nie. Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie. Die Here het Abraham toe geantwoord, as ek in Sodom in die stad 50 regverdiges vind, sal ek die hele plek vergewe ter wille van hulle. Abraham antwoord toe en sê, kyk, ek het my verstout om met die Here te praat, terwyl ek maar net stof en as is, dalk ontbreek 5 van die 50 regverdiges, sal u net oor die 5 die hele stad verdelg? Hy het geantwoord, ek sal dit nie verdelg as ek daar 45 regverdiges vind nie. Abraham het toe voortgegaan om met die Here te praat en hy het gesê, miskien word daar 40 gevind. Die Here het geantwoord, ter wille van 40 sal ek dit nie doen nie. Daarop sê hy, my Heer moet tog nie kwaad word nie, ek wil nog praat, dalk word daar 30 gevind. Die Here het gesê, ek sal dit nie doen as ek 30 daar vind nie. Abraham sê toe, kyk, ek het dit gewaag om met my Heer te praat, dalk word daar 20 gevind. Hy het geantwoord, ter wille van 20 sal ek die stad nie verdelg nie. En toe sê hy, my Heer moet tog nie kwaad word nie, ek wil nog net die keer praat. Dalk word daar 10 gevind en die Here het gesê, ter wille van die 10 sal ek dit nie verdelg nie. Die Here het weggegaan toe hy klaar met Abraham gepraat het en Abraham het teruggegaan na sy woonplek toe. So ons sien absoluut in hierdie gedeelte sien ons eintlik 'n gesprek wat tussen God en Abraham plaasvind. 'n Gesprek wat ek dink as ons hom so lees om te dink, hier's 3 manne wat na Abraham toe gekom het waarvan die een baie beslis soos wat ons verlede jaar gesien het, definitief die Here was wat oor hom verskyn het en wat met hom kom praat het en dan sien ons hier is dit actually Abraham wat soos wat ek voor julle staan en praat, Abraham wat met die Here staan en praat. En dit gaan eintlik amper half ons verstand te bowe om te dink, hoe cool moet dit wees om actually met die Here te kan praat en nie net met hom te kan praat nie, maar met hom te kan beredeneer. Want dis eintlik wat Abraham hier gedoen het. Maar Here, gaan U dit regtig doen? Maar wat van dit? Maar regtig, wat van dit? Wat van dis nie net 'n
hoe was jou dag gewees nie. Dis actually 'n beredenering gewees wat hy met die Here aangevoer het. So dis actually so cool om te dink, selfs as ons dink Abraham wat 'n vriend van God genoem was, die perks van 'n vriend van God wees. Net that you can actually talk, have a discussion, jy kan redeneer met die Here wat op die troon sit, met die koning van konings. So hoe cool is dit nie? En ons kry hierdie eintlik half 'n onderbreking van die narratief. Ons het nou die verlede jaar toe ons begin het met dit, het ons gekyk na Abraham, ons het gekyk na hoeveel jare dit nou al is, wat hierdie belofte nog nie tot vervulling gekom het nie, en nog steeds het die belofte nie tot vervulling gekom nie. So ons het nog steeds nie die beloofde seun gesien nie. Abraham en Sara wag nog steeds vir hulle kind, en nou, okay, wag, hier gebeur iets anders. So dis amper half asof die fokus verskuif word, waar alles oor hulle gegaan het, nou kry ons skielik Sodom en Gomorra, en daai hele fokus word verskuif. En die eerste ding wat ons dan nou wetend hoe die res van die verhaal gaan, want ons weet hoe Sodom en Gomorra eindig, en eintlik weet ons ook as ons nou later gaan kyk na fisies wat gebeur het met Sodom en Gomorra, dan is dit scary om te dink dat God daar op die einde gesê het, as ek net 10 regverdiges in daai stad kry, dan sal ek die hele stad vergewe. Wat beteken dat daar nie eers 10 was nie, né? En ons weet dit ook. En ek dink as die Here regtig vandag na party-stede of partyplekke toe moet gaan, en iemand dalk so redenasie met hom moet hê, dan wonder ek, would he find 10? Would he find 10? Daar's my 10's is heeltemal by die deur uit, het julle dit gehoor? Sal hy 10 vind, want hy kon nie in Sodom en Gomorra eers 10 mense gekry het nie. En dis nogal 'n skerry gedagte. Dit sit dit dan vir ons in perspektief van hoe beroerd hierdie dorp actually was, van hoe vol sonde en goddeloos hulle was. So die skrif sê, hulle het nou opgestaan en hulle het afgekyk in die rigting van Sodom. Dan moet ons besef dat waar ons te doen het met 'n genadige God, was dit nie 'n look of grace nie. Dit was nie 'n amper half, ek kyk en ek het daai barmhartige uitkyk oor hierdie Sodom en Gomorra nie. Dit was hierdie uitkyk gewees van, ons weet wat nou moet gebeur. Ons het nou gekom, ons het met Abraham fellowship gehad, Abraham het vir ons 'n ete voorberei, ons het hierdie gesprek gehad, ons het weer eens die verbond bevestig, ons het weer eens die belofte bevestig, but now we have to get up and we have to go and do the business that we were on our way to do. So dit was nie 'n genadige een eintlik gewees as jy daaraan dink nie, dit was een gewees wat gesê het, the wrath of God is going to happen within a couple of hours. So dis nou weer 'n ander kant van God wat ons sien, wat absoluut hierdie regverdigheid en hierdie geregtigheid en hierdie heiligheid van hom op die voorprent kom van, hy is heilig. Ons kan nie rondom dit werk nie, en hy kan nie sonde ongestraf laat nie. So die skrif sê, Abraham het saam met hulle gestap om hulle af te sien. Dit sluit aan by die hele goeie maniere ding, dit sluit aan by die gasvryheid van, dit was gasvry gewees om gaste wat by jou verbykom te ontvang ensovoort. So dit was ook normaal gewees dan, as jy gaste ontvang het, dan het jy saam met hulle gestap, en dan het jy hulle nou afgesien, en jy het hulle behoorlik gegroet en gesê sterkte met die res van jou roete, ensovoorts, ensovoorts. So ons sien dit het gebeur, en dat terwyl hulle nou gestap het, is dit amper half as ek dit lees, asof die Here by homself redeneer het. Want die skrif het sê, die Here het gedink, sal ek dit van hom weghou? Sal ek dit vir hom 'n geheim hou? En dit het my toe so ook selfs wat dink aan Genesis 1, waar God gesê het, kom ons maak 'n mens, of was dit Genesis 2, ekskuus, ek vra om verskoning, kom ons maak 'n mens na ons beeld. Dit wys vir ons hierdie gesprekvoering en hierdie beredenering binne die drie eenheid, waar God kom en hy sê, gaan ek dit van hom weghou? Gaan ek, weet, en ek dink dan sit dit my amper half in, ons wonder partykeer of God met ons kan vereenselwig, en of God regtig verstaan waartoe ons gaan, en dan dink ek, maar as ons hier onsself amper half in God se skoene kan sit vir 'n oomblik, dan sien ons, maar hier het God ook gestap, en hy het ook met homself beredeneer. Soos, gaan ek nou hierdie doen, of gaan ek dit nou so doen? Wat gaan die beste manier wees om dit te doen? En dit is vir my nogal 'n kant van God, wat vir my eintlik ook awe-inspiring is, om te dink dat hy hoef nie met enige iemand te raadpleeg nie, hy hoef nie te beredeneer of hy sy wil aan my gaan bekend maak of nie, but yet sien hy waarde in my, en ag hy my belangrik genoeg om te sê, gaan ek dit met jou share? En hoeveel keer share hy met ons? Ek meen, elke keer wat hy uit sy woord uit vir ons iets openbaar, elke keer wat dit dalk 'n profetiese woord is, of is 'n liedjie wat ons luister en ons ervaar die Here se teenwoordigheid, dan is dit wat hy besig is om te doen. He chooses to share his heart with us. En hy hoef dit nie te doen nie, né? Hy kan dit vir homself hou. So,
Nou sien ons hierdie ding en die vraag wat hy aan homself stel is, sal ek nou dit vir Abraham geheim doen, terwyl hy beslis, en dit was daai woordjie beslis was vir my gewees, met ander woorde, God gaan nie teruggaan op sy woord of sy belofte nie, want hy sê terwyl hy beslis 'n groot en magtige nasie gaan word. So, terwyl Abraham nog in homself beredeneer, gaan die Here dit doen, gaan die Here dit nie doen nie, met tye moed verloor, met tye moedeloos raak, met tye bietjie geloof verloor, kom God en hy sê, ek het klaar beslis, dis wat die belofte is. Ek het klaar beslis, dit is wat gaan gebeur. So God het, he made up his mind. Hy gaan nie sy mind verander nie, dit is wat hy besluit het. En nou kom hy en hy sê, gaan ek dan nou, nadat ek besluit het, dit is wie en wat Abraham is, en dit is wat deur sy nageslag gaan kom, gaan ek nog steeds kies om dit van hom af terug te kom. En dit wys vir ons twee goed. In die eerste plek, bevestig dit die woorde van Psalm 25 vers 14, die Revised Standard Version sê, the friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. Die NIV sê, the Lord confides in those who fear him, he makes his covenant known to them. En die boodskap sê, die Here maak sy planne net aan hulle bekend, wat ontzag vir hom het. Hy maak sy hart wyd teenoor hulle oop, en hy wys hulle wat sy ooreenkoms met mense is. So, toe ek dit nou weer gelees het en voorberei, toe dink ek ook selfs aan wat ons vanoggend gesê het van grense, wat hier sê die woord van God, die Here maak sy planne bekend aan hulle wat vir hom ontzag het. Met ander woorde, hulle wat nie ontzag vir hom het nie, hy maak nie sy hart waarwyd oop vir hulle nie. Daar's grense, wat vir my en jou wys, ek en jy het ook grense nodig, presies soos wat ons vanoggend gesels het. Maar meer as dit, in Awe of God skryf John beweer die volgende rondom hierdie gesprek, en juist hierdie aspek van friendship with God, en awe of God, en fear of God, en hy sê dan die volgende, I say these cities were less than 24 hours away from being obliterated, and the people were clueless. But this is not the most alarming reality. The terrifying reality is this. Lot, whom the Bible identifies as a righteous man, en daar kan jy dit in 2 Petrus gaan lees, en obviously die feit dat hy gered is uit Sodom uit, want God sou hom nie uit Sodom uitgehaal het as hy absoluut was soos wat die mense van Sodom was nie. So Lot, whom the Bible identifies as a righteous man, was equally clueless about what was about to happen, no different than all the ungodly people. It took 2 angels of mercy to get him and his family out, all because Abraham prayed. We have 2 righteous men, 2 saved, born-again Christian men. One righteous man knows what God is going to do before he does it, and even helps God decide how he's going to do it. The other righteous man is as clueless to the impending judgment as the wicked. Why? Because the first righteous man fears God. Therefore, he is a friend of God, who in turn knows the secrets of God. Lot was called righteous, but he was also worldly. He represents the believer who, when forced into the corner, seeks first to serve his or her own best interest. This group of righteous men and women have a relationship with God that is not too different from my relationship with the President of the United States. I may benefit from his decisions and his leadership, but I don't know the inside scoop. I don't know his plans. I don't know his personal feelings or his decisions before he makes them. Lot's life serves as a warning to each of us. The day of judgment would have come upon Lot as a thief in the night had it not been from Abraham's intercession. God shares his plan with those who fear him, and he hides his plans from those whose loyalty is divided between God and the world. So dis nogal 'n gedagte om aan te dink, soos waar, amper half Dawid Openbaring van sê, was jy maar warm of was jy maar koud geweest, maar nou is jy lou warm. En dit is waar Lot homself bevind het, is ja, hy het God geken, hy het verhouding met God gehad, hy het gestap saam met God, en hy het hierdie hele geskiedenis, soos wat hy met Abraham geskiedenis gehad het, maar hy het nog steeds die wêreld gekies, en as ons nou volgende week en so dieper in dit inklim, ons sien dit in, hy het gekies om naby Sodom en Gomorra te leef, want hulle moes hulle eie areas gekies het, toe Abraham gekom het en gesê, maar ons families word te groot vir mekaar, kies jy eerste wat jy wil hê, toe Lot daai area gekies. He chose the area closest to the world, om het so te vat, en eventually het hy opgeëindig, pens en pootjies, binne in die wêreld. En dit is wat dit is, en op een stuk skryf John beweer ook, dan sê hy, ons moet besef, dat daar is nie so iets so speel met vuur sonder om gebrand te word nie. Ons kan nie op 'n punt kom wat ons sê, hoe naby aan die wêreld kan ek leef, sonder om op te eindig in die hel nie. Ek moet besef, dis of die wêreld of dit is God. En as dit nie was vir hierdie aspek van Abraham se intersessie nie, as dit nie was vir die feit, dat daar so intieme verhouding tussen Abraham en God was, en Abraham kon intercede, en hy kon sê, maar as daar 'n regverdige is, dan moet u iets omtrent dit doen, want u is 'n regverdige God.
dan sou Lot dalk nie gered gewees het nie, en sy familie ook nie. So ons moet besef hoe belangrik heilige vrees is, want dit is die verskil tussen Lot en Abraham. Dit was heilige vrees gewees, en hoe belangrik dit vir my en jou is. So die vraag wys dan ook apart van dit en apart van hierdie aspek van God deel sy hart en sy geheimenisse met hulle wie sy vriende is, en hulle wie sy vriende is hulle wie hom vrees, sien ons in die tweede plek, soos wat ek nou gesê, die feit dat he's already made up his mind, ten opsigte van Sodom en Gomorra, maar ook ten opsigte van die belofte wat hy aan Abraham en Sarah gegee het. So niks gaan dit keer nie, niks gaan dit verander nie, en ons weet dit ook juist dat dit wat hy beslis het om met Sodom en Gomorra te gebeur, dit het met Sodom en Gomorra gebeur. Dit wat hy beslis het om met Abraham te gebeur en om vir Abraham 'n nageslag te gee en vir al die nasies om deur Abraham geseën te word, wat ons weet op Jesus eintlik dui, dit het wel so gebeur. So hier in Genesis 18 al het God gekom en hy het gesê, maar dit gaan beslis so wees. En ons weet eers in die Nuwe Testament met Jesus se geboorte was dit beslis so, né? As ons nou dit so terugwerk. So God is weer eens 'n waarmaker van sy woord, al vat dit eeue. Ons het verlede week gepraat oor 18 jaar wat mens getrou moet wees. Kan jy dink van die tyd van Abraham af, of nog erger, kan jy dink van Adam en Eva se tyd af, waar God al vir die vrou gesê het, maar jou saad sal die vyand vermorsel. Toe het hy al van Jesus gepraat. Toe het hy al beloof dat Jesus gaan kom. En hier is Abraham wat hoeveel jare net vir sy seun wag, en waar die belofte is, maar deur jou nageslag gaan almal geseënd wees, en dit praat oor Jesus, en hoeveel duisende jare later kom Jesus eers. Maar God bly 'n waarmaker van sy woord, al is dit oor eeue heen. So God het dit besluit, dit het bepaal, hy het dit gespreek en dit was so. So dan gaan die Here verder en hy sê, want ek het hom gekies, sodat hy opdragte gee aan sy kinders en sy huishouding na hom, en hulle dan by die pad van die Here kan hou deur te doen wat reg en billik is, sodat die Here met Abraham kan laat gebeur wat hy aan hom beloof het. En die mooi ding wat daarin is nie net het dit gegaan oor Abraham se regverdigheid nie. Dit het nie net gegaan oor die feit dat Abraham heilige vrees gehad het nie. Toe God hier met homself beredeneer, gaan ek met Abraham deel wat ek van plan is om te doen. Toe sê hy, moet ek dit met hom deel, want ek het hom gekies. En dit is amper al waar die kern vir my lê, en hy het hom gekies. So, dit is nie net 'n random persoon van, o ja, kom ek vertel hierdie random persoon, hy kom en hy sê, ek het hierdie man gekies vir 'n doel. Daar's 'n belofte wat deur hierdie man moet kom, so hoe kan ek hom gekies het, en dan nie vir hom wil sê wat ek gaan doen nie? Want die feit dat ek hom gekies het, is so significant, is so profound om te dink, die koning van konings, die God wat die hemel en die aarde geskep het hierdie man gekies. En dan dink hy, so ek kies jou om deur jou nageslag die beloofde redder te stuur, maar ek wil nie vir jou sê van die oordeel wat ek nou gaan bring nie. So hoe significant is dit, hoe profound is dit om te dink dat God iemand kan kies, en Johannes 15 vers 16, die A-gedeelte sê in die Afrikaans 20, sê dit presies dieselfde, en dis waar ek dit wil deurtrek na ons toe, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Ja, ek het julle gekies en aangestel om vrugte te dra. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is God se volk, God het vir julle gekies, julle is die priesters oor wie hy regeer, julle is 'n gewyde volk, sy eie volk, wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. En dan as ek en jy dink, wow, dieselfde God wat Abraham gekies het, is dieselfde God wat my en jou gekies het. Is dieselfde God wat vir my en jou 'n doel gegee het. Is dieselfde God wat gesê het, daar's iets wat jy moet gaan doen. En as ons dink aan elkeen van ons, is die verbond op die einde van die dag op my en jou van toepassing is, ons sing almal Vader Abraham. Ons almal sê ja, ons is deur geloof die nageslag van Abraham. Dan okay, daai skrif het gesê sodat hy vir sy kinders en sy huishouding na hom, met ander woorde selfs vir my en jou, kan vertel wat reg is, sodat hulle kan doen wat billik en goed en reg is, en sodat die belofte tot vervulling kan kom. So hoekom het God my en jou gekies? Dis om sy opdragte aan die volgende generasie te sê. Dis om sy opdragte aan hulle wat na ons kom te sê. Dis om disippels te maak, as jy dit nou Nuwe Testamentiese taal wil gebruik. Hy het my en jou gekies, sodat ons vir ander mense die opdragte kan gee, sodat hulle ook by die Here se pad kan hou, sodat hulle ook die vervulling van die belofte kan kry. En die vervulling van die belofte, en dit gaan ook nie noodwendig oor ouderdom nie, dit gaan nie oor hierdie generasie, daai generasie nie, dit gaan oor enige iemand wat na jou kom. Dit gaan nie net oor tydlyne nie, dit gaan oor iemand wat na jou kom, iemand oor wie jy invloed het, iemand wat die Here vir jou gegee het, vir wie jy moet help om by die Here se pad te bly.
En dan moet ek en jy besef dat op die ou einde van die dag gaan hierdie mense leer wat reg en billik is, sodat hy kan doen wat hy beloof het. En dit gaan nie oor 'n kar wat hy beloof het, of 'n finansiële deurbraak wat hy beloof het, of gesondheid wat hy beloof het nie. Hebreërs 8 vers 10 sê, ek sal my wet op hulle harte skryf en dit sal binne in hulle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En die volgende vers, hulle almal sal my ken, onbelangrike en belangrike mense. En Lukas 24:49 sê, en onthou, ek sal vir julle die Heilige Gees stuur wat my Vader beloof het. So hier was Abraham gewees, en God het 'n verbond met hom gesluit, en God het sê, ek het hom gekies, sodat hy vir sy nageslag kan sê wat reg en verkeerd is, sodat hulle die belofte kan ontvang wat wie was, wat Jesus was, en nou kom ek en jy, kinders van Vader Abraham, en die Here sê, ek het jou gekies, sodat jy vir die mense wat na jou kom kan vertel wat goed en reg is, sodat jy ook die belofte kan ontvang wat Heilige Gees is, sodat jy kan leef soos wat my verbond vir jou moontlik gemaak het. So everything ties together, en op die einde van die dag is daai belofte Heilige Gees in my en jou. Dis Christus wat deur my en jou leef. Dit gaan nie oor al die perks wat ek en jy het nie. Dit gaan oor die belofte wat ons ontvang het. Die verbond was gewees, as ek vir jou 'n nuwe verbond gee, gaan dit op jou hart geskryf wees. Jy gaan nie iemand nodig om jou te moet vertel wat reg en verkeerd is nie, want jy gaan Heilige Gees in jou hart hê. En dis waar ons fokus moet verskuif, is na Heilige Gees in ons. Dis hoekom Christendom in vandag se dae met alle respek dood is. Want mense het Christendom 'n godsdiens gemaak. En Christendom was nog nooit veronderstel om 'n godsdiens te wees nie. Dit was veronderstel om 'n leefstyl te wees, wat deur Heilige Gees geïnspireerd is, wat deur Heilige Gees bemagtig is, wat deur Heilige Gees getransformeer word. En dit is wat hy hier gesê het. Selfs ons wat na Abraham gekom het, ons het die verantwoordelikheid om dit vir mense te sê, want as ons dit nie vir hulle gaan sê nie, then we also just continue with religion. Unless we tell them, maar daar's Heilige Gees wat jou actually help om te doen wat reg en verkeerd is. Anders tik ons net die boksies die hele tyd. En dis nie wat God wou gehad het nie. So op die einde van die dag moet ek en jy besef, hy is juist die een wat deur ons doen wat reg en billig is. Dis juist hy wat sy natuur in ons sit. Ek en jy is net die instrument. Dis wat ek en jy is. Dis wie ek en jy is. Is dit nou Sion en Lisa daar buite? Ek weet nie of hulle nou net skree vir skreen of daar nou iets fout is nie. So dit gaan op die einde van die dag juis oor daai draer van sy heerlikheid wees, juis oor om die lig te wees, om die sout te wees, en ons kan dit nie doen as ons nie die waarheid glo nie, as ons nie besef selfs dit wat hier vir Abraham gesê is nie, en dit wat omdat ons in geloof Abraham se nageslag is, op ons van toepassing is nie. So die ewige lewe is nie die hemel nie, dis 'n nuutgemaakte lewe wat hier begin. Die oomblik wat ek my lewe vir die Here gee, begin my ewige lewe, en dis 'n nuwe lewe wat God vir my gegee het, wat gekenmerk is aan wie en wat hy is, nie aan wat ek graag wil doen of waarvan ek hou in hierdie wêreld nie. So God praat met homself, soos wat ons nou al 'n paar keer gesien het. Hy vra homself eintlik af, hoe kan ek hier saam met Abraham sit en 'n maaltyd saam met hom geniet? Hoe kan ek eintlik in gemeenskap met hom wees, fellowship met hom hê? Hierdie een wat ek gekies het, hierdie een wat ek so 'n belangrike rol gegee het, die een wat hoewel ek weet hy sukkel en hoewel ek weet hy soms die verkeerde besluite gaan maak, en ek het nogal toe ek dit getik het, toe dink ek dink daar was 'n added measure of grace gewees vir hulle wat in die Ou Testament geleef het. Ek weet Ou Testament is partykeer die oorlog deel van die Bybel, né? En dis partykeer die deel waar God soos die kwaai God lyk, né? Want dis straf en is hierdie en is daar en is dit. Maar toe dink ek, ons moet besef dat daai verbond is al van Adam en Eva af, is die verbond. Ek sal julle God wees, julle sal my volk wees, julle moet doen wat ek vir julle gesê het ensovoorts. Maar in die Ou Testament het hulle nie die Heilige Gees gehad nie. Ek en jy die Heilige Gees wat juist die verbond moontlik gemaak het. So ek dink, alhoewel die Ou Testament die kwaad kant van God in aanhalingstekens aan my en jou openbaar en eintlik sy heiligheid openbaar, eintlik sy regverdigheid openbaar dit ook vir ons genade, want daar was mense soos Abraham hulle, who made it without the Holy Spirit, né? As ek dit so kan stel. En dan sien ons net God se genade, want dit is onmoontlik vir ons om vir God welbehaaglik te leef sonder Heilige Gees. So daar is daai aspek van, hier is God, en ek sien dit so half in my gedagtes afspeel van, ek weet Abraham het gefaal, maar ek weet hy het nog nie die Heilige Gees nie. En ek het hom gekies. Nie omdat hy oulik is of omdat hy baie geloof het of iets nie, omdat ek bepaal het, dis die een deur wie ek hierdie belofte wil sit. So ek kan nie nou dit alles wou gedoen het vir hom, en nie met hom my hart share nie, né?
Ek moet my hart met hom share. Lekker verjaarsdag ou Joe. So steeds op die einde van die dag weet ek hy gaan my wil kies en ons weet hy het ook God se wil gekies. Al was dit obviously vir hom moeilik geweest. So ek het daarin getik, God didn't test him to find out if he would choose God's will. He already knew that Abraham would choose his will and that's why he chose him. So partykeer dink ons God toets my om te besluit of hy my gaan kies. Maar God kies my omdat hy geweet het, al gaan ek sukkel, ek sal hom kies. Hoor julle wat ek sê, dis 'n ander oogpunt om te hê. Dat hy kyk nie na my en dink, o, jy is nie waardig nie, want jy het alweer gesukkel. Of jy is nie waardig nie, want jy het alweer 'n fout gemaak nie. Hy het al van die begin van daar af geweet. Okay, hierdie persoon wat voor my sit, julle wat God lief het, hierdie persoon gaan my kies, al is dit vir hom of haar moeilik. So, ek kies hulle. And I'm going to enable them. Ek gaan vir hulle die Heilige Gees gee. Dit wys vir ons iets van God se hart. Waar is ek nou? So God didn't test him to find out if he would choose his will. He already knew that Abraham would and that's why he chose him. En dit kan ons ook amper al sê, baie mense sal sê, arme Judas, né? Hoekom moes Judas nou Jesus verraai het? Maar dis presies dieselfde aspek. God knew he would. That's why he chose him for that job. En dis die scary deel. God ken jou hart. Hy weet, gaan jy Judas wees of gaan jy Abraham wees? And then he chooses your destiny, as mense dit so kan stel, né? Het hy vir Judas die geleentheid gegee om te bely? Absoluut, maar Judas het dit nooit gevat nie, né? So dis 'n bietjie van 'n perspektief shift om te sê, okay, die Here het geweet ek sou hom gekies het, maar dankie tog, hy kies my nie om Judas te wees nie. Net dankie tog, hy kies my nie om Nebukadneser te wees nie, of om Farao te wees nie. Want mense sal sê, shame die arme ou, but no, God already knew their hearts, né? Net soos wat hy my in jou hart kies. En dis wat ons moet onthou. So, natuurlik is dit asof God dan nou vir homself sê, ek kan nie dit van hom af weghou nie, ek gaan vir hom sê, want ek weet hy vrees my, ek weet hy sal my kies, ek weet sy intensies is reg, al sukkel hy soms en al maak hy foute, in sy kern ken hy my en ek ken hom, so nee, ek gaan dit nie van hom af weghou nie, ek gaan dit vir hom sê, en dan sê God vir hom in vers 20, die hulpgeroep oor Sodom en Gomorra is werklik groot, en hulle sonde is werklik uitermate swaar, so ek wil afgaan en ek wil kyk wat hulle gedoen het, en of dit ooreenstem met die noodkreet oor die stad, en nie dan wil ek dit weet. So die sonde van die twee stede het so beroerd geraak, dat God dit nie kon ignoreer nie. God kon nie net in daai aspek 'n ander wang gedraai het nie. Hy kon nie weggekyk het nie. Dis wat ons sê, daar was nie eers 10 mense wat regverdig was in daai stad nie. So op die einde van die dag moet ons besef hoe beroerd dit was, en sommige kommentaare skryf dit juist toe aan die feit, soos wat Korintiërs lees, dat 'n bietjie suurdeeg maak al die deeg sleg, né? So dis wat hy sê, sonde is so suurdeeg, so 'n klein bietjie sonde maak die hele ding sleg. En so baie kommentaare sê so, hierdie was suurdeeg. Sodom en Gomorra was suurdeeg gewees. And God had to get rid of the sour dough so that it would not spread further. So baie kommentaare stel dit in daai vergelyking. And the cry of, is the appeal for vengeance or punishment which ascends to heaven. So met ander woorde, op die ou einde van die dag, ons moet onthou dat elke liewe sonde wat ek en jy pleeg, it cries out to vengeance for God. Want God is heilig en God is regverdig. So al is dit nie, ek weet ons het deur gelees ergens in die begin van Genesis, toe ons gelees het, was dit Abel en Kain, wat hy toe vir Kain gesê het, my jou broer se bloed roep uit na my toe. Dit gaan nie net oor moord wat uitroep na God toe nie, elke liewe sonde roep vir regverdigheid. Elke liewe sonde roep vir geregtigheid. En dit is wat God hier sê, daar's so baie sonde in hierdie dorp, dat dit roep uit na my toe. Ek kan dit nie ignoreer nie. Daar's 'n kreet, there's a cry for help coming from the ground van hierdie plek af. So erg is die sonde in hierdie plek. En there's sin in the language is literally heavy. So as jy kyk na daai wat sê hulle sonde is swaar, dit gaan oor 'n swaar gewig. It is abundant, it is heinous. So dit is verskriklik, dit is erg. En dan wonder ek partykeer, ons weet hoe erg is die wêreld vandag. En God het nog nie een van ons stede so kom verwoes nie, so imagine hoe erg was dit, né? Imagine hoe erg moes dit regtig gewees het. En een van die kommentaare sê, all sin is inherently offensive in the eyes of the Almighty, né? Dis wat ons gesê het, ook self van onvergewensindheid. But some forms of wickedness are more presumptuously daring or more intrinsically loathsome than others, and of such sort were the sins of Sodom. So met ander woorde, dit gaan nie net oor ek het 'n fout gemaak nie. Dit gaan nie net oor ek het nie van beter geweet nie. As dit gaan oor presumptuously daring, dan beteken dit is amper of soos ek gaan jou autoriteit uitdaag.
Ek gaan kyk hoe ver kan ek jou push. Wat dink jy gaan nie aan my doen as ek hierdie ding doen? En die feit dat dit gaan oor loathsome, dan dit is 'n attitude van, o ja, maar kyk wat doen ek als in my lewe en God kan my nie raak nie. So dit gaan heeltemal oor 'n ander hartsingesteldheid wat daar nie in Sodom en Gomorra, daar was nie by hulle 'n berou gewees nie. Daar was nie by hulle 'n ek is verkeerd nie. Daar was inteendeel hierdie loathsome attitude gewees van God kan nie aan my raak nie. So ons moet dit in ag neem ook. And the phrase I will know does not mean that God didn't already know, for he knows all things past, present and future. The statement has reference to the perfect justice of God, for at the judgment no one will be able to claim insensitivity or unfairness on the part of God. En dit verwys na Openbaring toe. Nie een van ons kan kom en sê nee, maar hierdie oordeel wat u oor my spreek is nie regverdig nie. Want op die einde van die dag is hy die enigste een wat regverdig is. En ons besef nie hoe erg ons sonde is nie. So die feit dat hy gaan om so te sê ondersoek in te stel, wys juis ook op daai regverdigheid. Dit wys juis op as ons nou dink aan 'n menslike opset en ons dink aan 'n wat is die woord? 'n courtroom, wat sit in Afrikaans? My brein. Hofsaak? Nee, hofsaal. Ja, soos ons dink aan 'n hofsaal en ons dink aan, is dit 'n hofsaal? Dit klink verkeerd. Hofsaal. Hof. Dis 'n hof. Dis 'n hof. Okay. Ons almal is op dieselfde bladsy, is 'n hof, né? So wat is die eerste ding wat in 'n hof gebeur? Wat doen hulle? Bring me the evidence, né? Hulle lê al die bewyse lê hulle voor iemand neer en dan moet gebaseerd op die bewyse besluit word wat die straf is wat uitgedien moet word. So op 'n amper menslike vlak is dit asof God kom en sê, maar ek is regverdig want ek gaan kyk na al die bewyse. Ek gaan nie net hier op my eie bandwagon klim en sê hierdie stad gaan nou uitgewis word nie. Ek gaan na al die bewyse kyk om te bewys dat die uitspraak wat ek gelewer het wel regverdig is. Dit gaan nie oor hy weet nie wat in Sodom en Gomorra uitgaan nie. Dit gaan oor hy wil regverdigheid beoefen. Hy stel die voorbeeld van regverdigheid. So Gill's exposition sê, this is spoken after the manner of men, for otherwise God saw all their wickedness and knew full well the nature and circumstances of it and how general it was. But this method he proposes to take to show the justice of his proceedings and to instruct judges and set an example to them not to condemn any without thoroughly examining their cause. So dit wys ons die regverdigheid van God. Hy spring nie net op 'n bandwagon en daar gaan hy nie. En die skrif gaan dan verder om te sê dat die twee manne weggedraai het na Sodom toe, so dis die twee engele wat dan so lank afgegaan het. Hulle is op pad om te gaan doen wat God vir hulle gesê het om te doen, maar dat Abraham toe by die Here bly staan het en ons sien hoe Abraham en God dan hierdie gesprek het en tot watter mate God detail met Abraham gedeel het, weet ons nie, want dit is nie vir ons neergeskryf nie. Maar wat ons wel weet is dat die verse het gesê, God het gesê hy gaan ondersoek instel en dan dat hy gaan dan weet en dan vra Abraham vir hom, maar gaan nie dan regtig die stad verdelg. So God het also gesê, sal ek vir Abraham sê, ja, ek gaan vir hom sê, die sonde in Sodom en Gomorra is beroerd, en dan sê die volgende vers, toe vra Abraham vir hom, ek gaan u almal verdelg. So ons sien nie die res van die conversation waarop plaasvind nie, ons weet nie wat die res van die detail is nie, maar God moes tot 'n sekere mate met hom detail geshare het, want hoe anders het Abraham geweet, God gaan Sodom en Gomorra uitwis. So daar's 'n stuk wat nie vir ons opgeskryf is nie, maar dit wys vir ons dat maak nie saak wat ons nie spesifiek in die skrif sien nie. Ek dink op die einde van die dag is ek en jy in daai verse 20 en 21 as God vir my en jou gesê hierdie stad is so verskriklik en ons ken nie die res van die storie nie, dan sou ons eerste vraag nie gewees het gaan julle regtig verdelg nie. Ons eerste vraag sou gewees het, okay, as dit so erg is, wat dan? Nee? Wat gaan u doen? So obviously was daar 'n verder conversation tussen hierdie twee verse wat ons nie sien nie. En ons sien hoe dat Abraham dan actually 'n intersessie ingaan vir Lot. So dis eintlik die heel eerste opgeskrewe occurrence van intersessie in die Bybel. Is hier in Genesis 18. Dis die eerste keer wat ons intersessie teekom. Dis die eerste keer wat ons enige iets soos dit sien. En as ek en jy dit daarna kyk na wat intersessie is, iemand wat vir iemand anders bid, dis nie vir seën nie, dis nie vir iets moois nie, dis nie vir enigiets anders nie. Die eerste instance van intersessie in die Bybel is, Here, moenie hulle verdelg nie. Moenie dat hulle ook verlore gaan nie. Moenie dat hulle ook vernietig word nie. So dit gee vir ons 'n bietjie van 'n anderste oogpunt op intersessie. Dit gee vir ons as ons dink aan die skrif wat sê, maar ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen bose geeste in die mag. Ag, bose,
magte in die gees. Het ek hom nou reg gesê? In die lig. Oh my word, julle, die dag was daarom ken julle die Bybel, né? So julle weet waarna ek verwys. Maar as ons aan daai skrif dink, dan moet ons dink op die einde van die dag, partykeer is ons geneig om te wil veg en ons is geneig om te wil bind en ons is geneig om te wil sê, nee, die vyand hierdie, die vyand daardie, ons sny al die vyand se werke af, maar die eerste keer wat Abraham gebid het, was Here, moenie dat daai mense verlore gaan nie. So, as die vyand deur iemand werk, maak nie saak wat hulle doen nie, kom ons sit dit binne 'n kerkkonteks, hulle is besig om disruption te doen, of hulle is dalk besig met witchcraft, of hulle is dalk besig met whatever the case might be, miskien moet ons fokus meer wees op Here, red daai persoon, as bind die witchcraft. Hoor julle wat ek sê? Want dis die instance wat ons hier kry van Abraham, is Here, moenie hulle verdelg nie. Asseblief Here, en daar kan ons amper half sê, Here, as U ergens 'n stukkie in hierdie persoon vind wat regverdig kan word, want enigiemand kan in Jesus. So eintlik is niemand excluded nie, né? So Here, as daar 'n moontlikheid is vir regverdigheid in hierdie persoon, moenie dat hierdie persoon verdelg word. Ek wil amper half sê, wag net gou, Sion. O, dankie vir my kruisie. Dan is dit amper half soos as ek nou verder kan gaan met die voorbeeld, dink aan die man met die bose geeste, wat Jesus die bose geeste in die varke ingestuur het en die varke teen die afgrond ingehardloop het. Dan is intersessie se werk nie om die bose geeste noodwendig te bestraf nie, maar om te sê, Here, maak seker hierdie persoon gaan nie saam met die varke in die afgrond in nie. Julle hoor wat ek sê. So dis 'n bietjie van 'n anderste kyk wat ons sien, dis 'n bietjie van 'n anderste benadering ten opsigte van hoe moet ek intercede vir iemand anders wat ons hier in die Bybel kry. En in Engels het die skrif gesê, want dit het gesê Abraham het by God bly staan en dan sê dit hy toe nader gegaan aan God. Die Engelse vertaling sê and Abraham drew near. En toe dink ek so 'n skrif wat sê draw near to me and I will draw near to you. En dis wat gebeur het. Abraham drew near en hy het begin beredeneer met God en God het met hom terug begin praat. So dis presies wat ons daar sien, maar daai woordjie draw near is die Hebreëse woordjie nagash. En wat hulle sê is nagash is a dynamic verb of movement denoting drawing near, stepping forward, presenting oneself or something. The context ranged from intimate conversations to military engagement and from priestly ministry to the approach of God himself. The verb therefore becomes a key theological thread. It describes how sinners may or may not come near to the Holy One, how God graciously comes near to his people, and how covenant life is lived out in worship, justice, and warfare. The earliest appearances emphasize reverent nearness. Abraham intercedes. We see that Abraham approached him and said, will you really sweep away the righteous with the wicked? Here, gaan u regtig hierdie persoon laat verlore gaan te midde van die wickedness wat daar is en wat 'n rol speel. Moses recounts in Sinai, you came near and stood at the foot of the mountain. And such scenes establish nagash as the proper stance of finite creatures before the infinite God, bold yet trembling, permitted yet bounded. Nagash regularly frames appeals for mercy. Judah approached Joseph and said, please, my Lord, may your servant speak a word. Elijah stepped forward before the altar at Carmel to plead for fire. The righteous one draws near not on merit, but on covenant promises, foreshadowing the ultimate intercessor. So ons sien hoe dat hierdie drawing neer absolute intersessie is. Hoe hierdie drawing neer absoluut in heilige vrees moet gebeur van, wow, ek het hierdie voorreg om actually in die Here se teenwoordigheid in te gaan, maar ek vergeet nie in wie se teenwoordigheid ek is nie. En ons sien dit ook in Abraham se gesprek met God. Ons sien dit wat daar gebeur het, want God het, Abraham het nader beweeg, die aktiewe intersessie, dit is 'n werkwoord, iets 'n verb, iets movement, dis nie net stil sit en 'n gedagte nie. Is actually a movement, is actually a verb, en Abraham kom en hy sê, maar gaan u die regverdiges ook dan verdelg? En aan die een kant dink ek natuurlik dink aan Lot. Ek meen, kom ek en jy dink, Sion, fluister stemmetjie asseblief. Sion. Asseblief, mama, dankie mama. Natuurlik dink hy aan Lot. Ek meen, kom ons dink, as God nou moet kom en hy gaan vir een van ons sê, ek gaan Durban verdelg. As jy familie in Durban het, dan gaan jy wees soos my Here, nee. Nee? So obviously, Abraham was ook 'n mens, al het hy heilige vrees gehad, al het hy God geken, hy was ook 'n mens, hy was ook lief gewees vir Lot. So natuurlik, to a certain extent, dink hy aan Lot en dink hy, jene, maar ek weet Lot ken ook die Here, so maybe on behalf of him,
kan ek bid en vra dat die Here hom nie moet verdelg nie. So ons sien daai aspek en ons sien dat Lot kom en dat Abraham kom en hy sê, maar as u 50 regverdiges kry, sal u dit doen. Sal u dit steeds verdelg? En ek hou van vers 25 waar hy eintlik reguit vir God sê, maar u sal mos nie so iets doen nie. Dit is amper half soos, Here, sal u dit doen? Nee, maar u sal mos nie dit doen nie. Nee, soos dit is asof hy twyfel en aan homself regstel om te dink, nee, maar wag, nee, God sal nie. Maar nog steeds het hy hierdie conversation en dan dink ek aan daai kant weer half van die humorsin van God to kind of indulge in ons redenasie. Nee, soos dis okay my kind, hê gou jou gesprek, jy twyfel gou en onthou dan gou met wie jy praat en dan beweeg ons weer aan. Nee, so hy sê okay nee, maar ek weet jy sal dit nie doen nie en dan jy sal dit tog nooit doen nie want jy is die regter van die aarde, so jy sal reg laat geskied. Dis wie en wat hy is en ek dink nie Abraham is as strand nie, ek dink nie Abraham is ongeskik nie. Ek dink dis twee goed. Aan die een kant desperaatheid vir sy geliefdes, desperaatheid van Here, ek wil nie my geliefdes sien verlore gaan nie, soos elkeen van ons al vir geliefdes wat verlore is gebid het, Here asseblief red hierdie persoon, Here laat hulle sien, Here dat hulle U aanvaar, Here ek wil nie hê hierdie persoon moet verlore gaan nie, maar aan die ander kant, obviously ken hy vir God. As hy homself op sy vraag kon regstel, dan ken hy obviously vir God. Hy weet wie God is, hy weet God is regverdig. Hy weet God is nie soos 'n mens nie, so hy weet God doen nie besigheid met collateral damage nie. Dit is nie vir God 'n opsie nie. Ek en Stu met nou die dag so baie random, ek was baie opset vir hom, want hy baie laat wakker gebly vir die movie en dit was regtig soos naderhand het ek al 'n beter plotplan uitgewerk. Ek dink ek hulle moes dit en dit en dit en dit gedoen het want dis so, want toe gaan die hele movie oor dis die military en dis Amerika en daar's soos 'n nuclear bom op pad na Amerika toe en dan wys hulle nou hiersoos nou die Navy, hiersoos die White Office hier, of die Oval Office whatever you call it en dan wys hulle nou so vir die volle uur en 'n half lank wys hulle 20 minute hoe hierdie departement reageer het, hoe daai een reageer het, hoe daai een reageer het en dan wys hulle hulle almal wegvat en dan eindig die movie net. En dan kom daar so 'n stukkie op dan sê hulle omdat hulle nie hulle planne kan bekend maak van wat hulle sal doen in 'n werklike nuclear aanval nie, kan hulle nie verder in die movie gaan nie. Dis ek sê at least dan laat die bom die aarde getref het en wys hoe die mense doodgaan. Dit doen ten minste dit as julle nie vir ons kan wys wat julle backup planne is nie, maar nie net soos stop. Soos wat gaan ons nou doen? Maar toe dink ek daaraan op 'n stadium dan sit hulle dan beredeneer hulle daar en dink hulle as ons hierdie bom hier gaan laat tref, as ons nie counter-attack nie, dan's dit die collateral damage. So gaan ons counter-attack of gaan ons dit los? Want as ons counter-attack, dan is daar die kans dat ek soveel uit mense ook gaan seerkry, maar as ons nie counter-attack nie, dan is daar 'n kans dat die hele dorp uitgewis gaan word. So collateral damage word bereken en dan word daar 'n besluit geneem op waar die minste collateral damage is amper half. En is asof God sê maar ek is nie in die besigheid van collateral damage nie. So daar gaan nie regverdige in die proses seer kry nie, want ek is regverdig. So wat moontlik collateral damage kon wees, ek gaan dit verwyder uit die prentjie uit, so that there is none of it. Dat net die wie werklik die oordeel verdien, dit moet kry. So ja, ek sal vir julle die movie se naam stuur. Dis 'n baie weird movie. As jy 'n uur en 'n half het om te mors en jy niks beters het om te doen nie, be my guest, maar daar's baie beter goed om te doen as dit, ek beloof. So nou sien ons, okay, hier kom Abraham en hy praat met God. Hy's nie as strand nie, hy's nie ongeskik nie. Hy het 'n desperaatheid vir sy geliefde. Hy ken vir God en hy roep God eintlik op God se karakter om te sê maar U is regverdig. So U sal dit nie doen nie. En God antwoord hom soos die regverdige God wat hy is en hy sê, okay, as ek 50 regverdiges is, sal ek die hele plek ter wille van hulle vergewe. En daai stukkie het my getref want God het begin en hy het gesê die hele plek. Nie net die 50 nie. Hy het nie vir Abraham gesê as ek 50 vind, sal ek die 50 red nie. Hy het gesê as ek 50 vind, sal ek almal vergewe. En dit wys my weer eens die genade van God. Wat gesê het, maar ek sal almal vergewe. Met ander woorde ook selfs as wat ons vanoggend sê, selfs hulle wat nie jammer is nie. Ek sal hulle vergewe want daar's 50 regverdiges. Dis die regverdige God wat ek is. So eerstens sê dit vir my en jou, ek en jy kan absoluut seker wees ons dien 'n absolute regverdige God. Hy is nie onregverdig nie. Ons kan verseker wees dat die regter oor die hele aarde sal doen wat reg is. Dat daardie wat reg is ooreenkomstig is sy standaard. Ooreenkomstig is wat hy sê wat reg is en wat verkeerd is en nie wat myne of joune is of wat die wêreld sê wat reg en verkeerd is nie. Hy weet wat die absolute reg en verkeerd is en hy gaan daai standaard volg. He's not going to waver from it. Hy gaan doen wat reg is. En tweedens sien ons hoe belangrik die regverdiges vir God is. Nie omdat ons nou een of ander spesiale klompie, hierso ons kan nou prideful raak nie,
maar ons sien God se hart vir sy mense wat aan hom uitverkoop is. Ons sien dat dit nie net gaan rondom, dit is vir God belangrik nie, maar en rondom sy beskerming van hulle spesifiek nie, maar ten opsigte van die greater picture. Ten opsigte van die feit dat as ek 50 vind, dan is daar ander mense wat ook gaan baat daaruit, nie net hulle nie. God is nie in die deal vir favorites nie, en hy kom en hy sê, die stad is so goddeloos, maar as ek net 50 kry, sal ek ewen hulle wat absoluut goddeloos is, sal ek hulle ook vergewe, terwille van daai 50. En as dit my en jou nie iets leer van God se hart vir vergifnis, ewen in die Ou Testament nie, dan gaan ons nooit iets leer van God se hart vir vergifnis nie. So the judge of the earth would forgive someone else their sin, simply on behalf of a righteous person, not because the ungodly asked for it, not because the ungodly deserved it, but because God's heart is for the righteous. Hoe amazing is dit, ouens? En skielik is dit asof Abraham dan besef, okay, ek onthou nou met wie ek praat. Hy het my kans gegee om te bê, maar ek onthou nou met wie ek praat, en ek onthou nou wie hy is, en dis asof hy vir God om verskoning vra, waar hy sê, maar Here, ek het myself verstout om met u te praat, dis rarig, jy weet wie hy is, en nou het jy regtig gaan staan en jou mond op, maar het jy al ooit so gevoel, hoekom het ek nie net my mond gehou nie, nee? En dis asof hy sê, ek het myself verstout om met u te praat, en ek is stof en as, ek stof en as, en ek praat met God, waar wil dit even sin maak vir enige mens, en die uitdrukking stof en as is 'n woordspeling, juis op daardie oorsprong van die menslike liggaam, doodgewone elemente, grond, stof, sand, en dit kontrasteer, actually, hulle sê in die Engels, it contrasts the lowliness of a human being with the dignity of God. So hier kom ek wat blootstof en as is, en ek praat met die God wat die koning oor die heelal is. Hoe amazing is dit? Nee, geen wonder Dawid het gesê, who am I that you are mindful of me? So dit is so amazing gedagte om te dink, dat even in die Ou Testament het hierdie groot God, nog voor Heilige Gees uitgestort is in harte, het hy gekom en gesê, I will draw near to you if you draw near to me. En hy het dit gedoen, en hy het mense kans gegee om nader te trek aan hom. So ons sien hierdie absolute aspek van heilige vrees. Ons sien that while I have boldness to move into his throne room, while I can come boldly before his throne and even intercede on behalf of others with authority, I must remember that he is God and I am not. So eenvoudig is dit. Hy bly die een op die troon en ek bly stof en as. So ja, ek kan my hart, ja, hy deel sy hart met my, en ja, ek kan met hom beredeneer, maar op die einde van die dag bly hy God. En op die einde van die dag moet ek dit aanvaar en moet ek daarby berus dat maak nie saak wat hy besluit nie, dit gaan regverdig wees. Want hy is God en hy kan nie regverdig wees nie. I must remember that he is God and I am not, that it is still his prerogative, it is still his will, it is still his righteous standards, and I cannot demand from him anything. Want alles is genade. Alles is uit sy goedheid uit, en saam met dit, so asof Abraham eintlik in sy binneste self ook weet, hoe beroerd die goddeloosheid in die stad is, stel hy homself so stelselmatig reg, so hy is amper of hy sê, okay, as jy 50 kry, sal jy hulle red, en dan sê kon of soos, okay, maar laasweek se nuusberig, okay, 45, maar gister se nuusberig, okay, 30, asof hy weet eintlik self hoe beroerd die stad is, but yet he's still interceding on behalf of them. Hy sien nog steeds God se hart raak, hy het nog steeds God se hart. John beweer, as ek 'n heilige vrees vir God het, dan breek my hart vir die goed wat sy hart breek, en my hart rejoice oor die goed waar sy hart rejoice. So in daai oomblik breek Abraham se hart eintlik, want al is God 'n regverdige God, breek dit God se hart om dit te moet doen. Ek weet dit soos wat ek weet, want God se hart is nie en sy wil is nie dat enigiemand verlore moet gaan nie. But yet he had to make that decision. So hy stel homself so reg, en hy sê, okay, 45, okay, ek sal nie, okay, 40, 30, 20, wat van 10, en elke keer kom hy met eerbied voor God, elke keer kom hy en hy sê vir die Here, mag ek weer praat, moet asseblief nie kwaad word nie, so nêrens vergeet hy wie God in die gesprek is nie. Elke keer kom hy terug met daai holy reverence, elke keer kom hy terug met die ontzag vir God, en hy kom op die ou einde van die dag, en ons sien dan ook die geduld wat God het, dat hy nie kwaad word vir iemand, wat hy weet, hierdie persoon petisie vir iets, waarvoor ek eintlik ook is nie. Ek is ook vir regverdigheid, ek is regverdig, so ek gaan nie ongeduldig raak met iemand wie se motief ook regverdigheid is nie, want dit is wat ek en jy behoort te doen. So dis wat ek en jy sien, 'n regverdige wat in heilige vrees petisie, intersessie toepas om die lewens van hulle wie verlore is te red. So dis 'n fisiese, sigbare voorbeeld van hoe dit in die gees lyk wanneer ek en jy in gebed tree.
As ek en jy kan imagine, hier staan 'n man en hier staan Abraham en Abraham gaan nader aan die man en Abraham praat met die God, dan is dit hoe ek en jy lyk in die gees when we draw near to God and when we start interceding and when we start praying. Dis 'n sigbare voorbeeld daarvan en ons sien ook daarin dat gebed 'n dialoog is. Nee, want Abraham het gepraat en God het gepraat en Abraham het gepraat en God het gepraat. So elke keer het God gesê ek gaan nie verdelg nie, ek gaan nie verdelg nie, ek gaan nie verdelg nie en ek sal nie onregverdig wees nie oor die algemeen ja, maar beslis nie oor die regverdiges nie. En John Bevere skryf in Awe of God oor dit die volgende, hy sê only a friend can talk this way to a king who has the power to execute judgment. Coming from a servant or a subject, such a petition would be disrespectful. Weer eens, a friend of God, weer eens heilige vrees. So nou hou Abraham op met vra en die Here gaan van hom af weg en hy gaan terug na sy huis toe en Swaggart skryf in sy studiebybel die volgende. Hy sê, while the Lord now goes his way, he doesn't do so until Abraham ceases his petitioning. Abraham ceased asking before God ceased giving. Want wat het dit gesê? Daai heel laaste een het hy gesê, okay, dis die laaste keer wat ek gaan vra. As hy nog 'n keer gevra het, as Abraham aangegaan het en gesê het, okay, 9, 8, 7, 6, 5, God sou aan luister het en God sou aangehou antwoord het. So God het nie ophou antwoord nie, God het ophou antwoord toe Abraham op 'n vraag het. En dan wonder ons partykeer, Here asseblief, en dan moet God spring. Maar waar is die gesprek? Waar is die beredenering? Waar is die actually sy hart soek, nê? So ek dink Abraham het geweet daar is nie so baie regverdiges nie, maar hy het nog steeds na sy gesprek met God geweet God sal doen wat reg is. En hy het berus daarbey en hy het gesê, okay, as daar 10 is, sal God hulle red. En hy het nie daar geweet gaan Lot gered word of nie. Hy het nie, want hy het nie een keer vir God gevra, haal Lot dan uit en verdelg hulle nie. Hy het net gesê as daar 10 is, asseblief red al die mense daar binne. And yet we know God was faithful. Nee? So ons sien nie die invloed van ons gebed en ons intersessie nie, maar ons moet getrou wees en ons moet gehoorsaam wees. So dalk so het ek hier ingetik vir ons om af te sluit, voordat ons nou juis in ons vas en gebedsweek ingaan, is juis kom ek nou gesê, het is so amazing, ons sien vergifnis en ons praat oor vergifnis, ons gaan in vas en gebed en ons sien Abraham wat intercede, so die Here is regtig net so getrou. Maar toe het ek gedink, dalk is hierdie gebeurtenis vir ons 'n goeie reminder vir hierdie week in die eerste plek, dat dit maak nie saak wat in die wêreld of in jou lewe aangaan nie, God is absoluut regverdig in all of his ways. No matter what, hy is regverdig. Hy sal altyd die reg laat geskied. En nommer 2, moes dit ons herinner dat ons die regte hartspostuur moet hê wanneer ons God in gebed nader. We need a holy fear of the Lord. Yes, I can come boldly, maar ek is nie God nie. Dis daai wat hy van gepraat het, the friendship heart, die aspek wat ek is stof en as wat hier actually in. Kan jy dink vir 'n oomblik aan God as die heerlikheid as die son? Ek weet in Awe of God vergelyk, John Bevere het ook met die hitte en die intensiteit van die son. Kan jy imagine, jy vat hier 'n houertjie stof en as en jy gooi dit op die son? Nee? And yet that's what we get to do. Hallo Here, hier's ek gooi myself weer voor die voete neer. En dis die voorreg wat ek en jy het, nê? So om te onthou met wie dit is met wie ons besig is, die immense privilege wat dit is. Saam met die verantwoordelikheid, maar die privilege wat dit is. En dan nommer 3, dat ons juist daai verantwoordelikheid tot gebed en petisie het. Soos wat Abraham gesien het, hierdie mense gaan verlore gaan. Eintlik is net Lot van hom van belang. Maar hy het nog steeds gesê, maar sal u almal verdelg? En God het gesê, nee, ek sal nie. Nommer 4, dat ons moet seker maak ons gebed lyk soos 'n dialoog en nie one-way traffic net van die aarde af op die hele tyd nie. So as ons gebedstyd het in hierdie week wanneer ons vas, miskien moet ons meer stil bly en minder praat. Miskien moet ons God kans gee om terug te praat. En dis die moeilike deel, want dit voel nie vir ons of ons sy stem hoor nie. Dit voel nie vir ons of ons weet wat hy terugsê nie, of ons raak net kleinweg ongeduldig, of ons verloor fokus, maar dis dalk iets wat ons vir Here kan vra. Here, help my dat my gebedstyd dialoog sal wees, en nie net ek wat die hele tyd opskiet nie. En die heel eerste keer wat ek en jy van intersessie leer, sien ons 'n dialoog van 2 mans, een van stof en as, een wat die hemel en die aarde geskep het, wat by mekaar kom en actually gesprek met mekaar voer. En dalk moet dit wees, Here, ek is hier vir my gesprektyd met U. Dan sal ons ook anders na gebed begin kyk, né? Enige vragies?
Absoluut. Nog iemand wat ietsie wil sê? Is julle reg vir die vas? Laaste stukkie koek geëet vanaand, die van julle wat 'n stukkie gekry het. Hoop nie ons kry ekstra maagpyn nou môre as dit net water is nie. As jy doen, bid vir Joe, dis sy skuld. Maar ons het nou geleer die geveg is nie teen vlees en bloed nie, né? So bid net reg en mooi. Okay, maar kom ek sluit vir ons af en dan kan ons huis toe gaan. Okay, maar nou bebou terwyl ek bid. Go, Speedy Gonzales. O ja, onthou as jy saam vaskies, ek en ons gaan bid, as jy saam vas om net vir ons te sê jy vas saam met ons op die groepie kan add. Okay. Ja, want ons het nog nie die foon nie. Ja, maar ons gaan nou reply. Ai, toe. Ja. Okay, wanneer het jy geantwoord? Nou, so dan het ons mos geantwoord. Okay, kom ons sluit af. Here, dankie vir vanaand en dankie net weer eens vir u getrouheid. Dankie dat ons u karakter kon sien. Dankie dat ons u genade kon sien. Dankie dat ons eintlik u begeerte kon sien. Dat u dit begeer om nader te trek aan ons. Dat u dit begeer dat ons sal nader trek aan u, Here. En Here, ek wil regtig bid dat met alles wat heidaglik aangaan en apart van dit wat ons leer en apart van dit wat in die gemeente aangaan, u ken elkeen van ons persoonlike stories. U weet waar ons in gebed vir u staan. U weet waar ons dalk sukkel met gebed. U weet waar ons dalk regkom met gebed. U weet alles van ons, Here. En in die eerste plek is dit nog steeds u begeerte dat ons sal nader trek. En Here, ek wil bid dat dit vir ons 'n begeerte sal wees, veral in hierdie week wat ons gaan vas en gaan bid, Here, dat ons sal begeer om meer tyd saam met u te spandeer. En selfs al gebeur omstandighede of al probeer die vyand dalk amok maak of al wil ons vlees dalk in die prentjie inkom, Here, dat ons steeds sal kies om nader te trek, Here. Want wat 'n amazing voorreg is dit nie, Here. En ek wil bid dat ons hierdie beginsels wat ons hier sien in 'n gebeurtenis wat eintlik behoort te gaan oor oordeel en dood en verlies, en ons sien eintlik beginsels vir gebed, Here. Wil ek bid dat ons dit sal onthou. Wil ek bid dat ons u hart sal onthou. Wil ek bid dat ons u regverdigheid sal onthou. Wil ek bid dat ons meer as enigiets u karakter sal onthou en dat ons sal vashou aan u karakter, aan wie en wat u is, Here. Dankie dat ek kan vra dat u ons ook in hierdie week sal lei, dat u vir ons onderskeiding sal gee, Here, dat u vir ons wysheid en insig sal gee, pertaining to your word and your kingdom, maar ook pertaining tot ons daaglikse struggles wat ons elkeen moet face, en ons daaglikse realiteite en routines, Here. Dat u vir ons daardeur sal help, en Here, dat ons in gesprek sal tree met u oor dit, en dat ons bereid sal wees om so elke nou en dan ons monde toe te maak en ons ore oop te maak, en na u stem te luister. Gee dat ons sal weet wanneer u met ons praat. Here, dat ons nie sal wonder, maar praat die Here regtig met my ook nie. Maar Here, dat ons dit duidelik sal ervaar, dat ons dit duidelik sal ontdek in hierdie week. En Here, dat ons gebedslewe vir ons verrykend sal word, omdat ons ontdek wie u is en waar dit regtig gaan. Dankie dat ek regtig net elkeen van hierdie mense by u voete kan neerlê, dat ek kan vra vir u beskerming en u seën oor elkeen van hulle, en meer as enigiets, Here, sal u elkeen van hulle, sal u hulle bless net met 'n dieper intimiteit met u, Here, en 'n dieper ken van u hart. Dankie dat u vir ons lief is, dankie dat u absoluut genadig is, dankie dat u geduldig is en getrou is, en dankie vir die voorreg vir ons ou stof en as hoopies, om onsself by u voete te kan neergooi en te kan sê, hier is ek, Here, kom vorm my, kom vou my, kom maak met my net wat u wil, but I surrender to you and let your will be done in my life. Ons loof u daarvoor en ons prys u daarvoor en ons sê vir u absoluut dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Dankie dat julle hier was. Dit klink of het reën, so hopelik koel ons af. Wat? Iets van... Almal wat hier wil bly kan help om op te pak, sien hoe trek hy daar arbeid in. Maar geniet julle aand, geniet die laaste koppie koffie. Gelukkig is dit net 6 tot 6 of 6 tot 6. Kry maar nog ene vir die pad. Is die water klaar? O, koek. O, het julle 6 tot 6. Oh, okay. Na 6 môreoggend. Dan kan julle hom kry. Geniet julle aand, lekker slaap, lekker bid, lief vir julle, sien julle volgende week. My kind.